Hemelse Vader, ons loof en ons prys U dat ons so kan saam wees. Ag Here, dit was reeds so 'n seëning vir ons om te kan sing en om waarhede oor U en wat waar is van ons gegeewe die realiteit van U. Here, dit was al klaar kosbaar vir ten minste my, ek glo vir baie van ons hier. En ons vra vir meer van dieselfde. Soos wat ons kom om onder die woord te sit, Here, staan ons met oop hande, gebakte hande wat wil ontvang. Here, ons is 'n mense wat in en van onsself leeg is. Ons is 'n mense wat in en van onsself behoeftig is. Ons is 'n mense wat deur hierdie wêreld op die beste van tye dronk gelos word. Here, ons benodig goddelike perspektief. En so ons pleit by U dat U dit nou sal ook doen, soos wat ons U stem hoor praat, soos wat die Gees werk en baie van die Seun Jesus maak. Ons bid dit in Sy naam. Amen. Vriende, my oudste seun Liam is nou in graad 9 en hy is nou op daai stadium wat hulle in geskiedenis leer van die Tweede Wêreldoorlog. En dit het my herinner toe ons ander dag daaroor praat oor seker een van die bekendste oorlogtoesprake van alle tye. Okay, so almal wat hou van Tweede Wêreldoorlog gaan 'n bietjie saam met my uitkyk hierso. Maar in die Tweede Wêreldoorlog was daar hierdie baie bekende toespraak wat gemaak was deur Winston Churchill en dit is hier op die skerm agter my, ten minste die laaste paragraaf en ek gaan dit vir ons lees. En so hierdie is 1940 reg in die middel van die oorlog, die donkerste seisoen of die donkerste tyd in dit van die Tweede Wêreldoorlog. En Winston Churchill het die volgende gesê. Hy het gesê, "We shall fight on the beaches and we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, and we shall fight in the hills, we shall never surrender. And even, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas would carry on this struggle until in God's good time, the new world with all its power and might step forth to the rescue and the liberation of the old." En die rede hoekom daai toespraak van Winston Churchill so bekend was, want dit was letterlik soos die keerpunt in die siege van die geallieerde magte gewees. Toe hulle leier van Brittanje op daardie stadium, Winston Churchill, toe hy met hierdie determinasie kom, toe hy hierdie beloftes maak wat hy daar maak, toe hy vir hulle hierdie gerusstelling van bystand gegee het, en toe hy vir hulle hierdie visie geskets het van 'n nuwe wêreld wat moontlik is vir hulle. Wat dit gedoen is, dit soos lewe geblaas in die geallieerde magte en almal wat teen die Duitsers gefight het op daai stadium. Dit het vir hulle perspektief gebring. Dit het hulle bemoedig, dit het hulle versterk, dit het hulle aangespoor en hulle het uiteindelik as oorwinnaars uit daai oorlog, uit daai stryd uitgetree. En vriende, ek begin nie meer vanaand en ons skop hierdie reeksie mee af, want dit is 'n baie behulpsame prentjie vir jou en vir my, soos wat ons probeer sin maak van die boek Openbaring en wat by die hart van die boek Openbaring aangaan. Ek weet nie of jy dit altyd besef nie, vriendin, maar die Bybel beskryf die Christen bestaan as oorlog. Ons is 'n mense, gelowige is mense wat onsself bevind in die middel van die spervuur van hierdie konflik tussen twee koninkryke, die koninkryk van God wat ons van burgers reeds is, maar ons bevind onsself hier op aarde as burgers ook van hierdie wêreldse koninkryk wat in die Bybel bekend staan as die koninkryk van duisternis. En ons is in hierdie oorlog, jy en ek as gelowiges. En hierdie oorlog, maak die Bybel duidelik, is baie meer gevaarlik as al die oorloë, aardse oorloë in hierdie wêreld tesame. Dis baie groter, baie meer gevaarlik. Die vyand wat ek en jy te staan kom, elke liewe dag, vriendin, is baie sterker en baie slimmer en baie meer subtiel en sy oorlogsvoering teen jou en my is permanent. En daar is baie op die spel, letterlik. Jou en my ewige welstand is op die spel van hierdie oorlog. En die realiteit is dat ons lewe in 'n wêreld, en ek probeer nie hierso dit te oordramatiseer nie, waar daar daagliks in hierdie wêreld honderde, ek wil sê duisende gelowiges is wat sneuwel in hierdie stryd. Ouens wat begin en sê ek is 'n disipel van Jesus, Jesus is my koning en my verlosser, en ergens in die stryd raak dit te veel en hulle gooi handdoek in.
En die vraag vir jou en vir my vanaand is wel, wat het ek en jy nodig om te midde van hierdie stryd te hoor, sodat ons perspektief kan kry, sodat ek en jy aangespoor kan wees, bemoedig kan wees en kan vasbyt en sterk staan tot ons éventueel oorwinnaars uit die stryd uittreë. Wat het ons nodig? Die antwoord is ek en jy het 'n boodskap nodig. Maar nie 'n boodskap van een of ander aardse leier wat na toe ons toe kom nie. Ek en jy het 'n boodskap nodig van die koning van alle konings af. Wat ek en jy nodig het is openbaring. Ons benodig die openbaring van Jesus. En ek verwys daarna, vriende, kyk saam met my daar op die blaadjie of op jou Bybelteksgedeelte. Dit is letterlik die eerste 5 woorde wat hierdie boek Openbaring aan jou en my bekendstel. Die eerste 5 woorde sê vir ons hierdie boek wat ons nou nog gaan kyk, is die openbaring van Jesus en van hom as die Christus, van hom as die koning. Dit is wat die woord Christus beteken. Maar hier is jou en my uitdaging. Alhoewel die vroeë kerk het besluit om die boek Openbaring reg aan die einde van ons Bybels te sit, so in die Nuwe Testament kanon, het die vroeë kerk, en hulle was 100% reg om dit te doen, het hulle gesê, hoor hierso, die boek Openbaring moet heel aan die einde kom, want dit is as dit ware soos God se famous last words aan jou en aan my, en hulle was regtoe gewees, maar die ironie of die tragedie is, alhoewel hierdie God se famous last words aan jou en my is hierdie seker die boek in die Bybel, verseker in die Nuwe Testament wat ek en jy die slegste ken. Hierdie is daai boek wat ek en jy met alles in ons, soos wat dit voor gebid was, eintlik vermy. En dit is eintlik verstaanbaar dat ons dit vermy, nê? Ek wil dit is verstaanbaar dat ek en jy eintlik half net besluit om eerder die boek Openbaring te los. Dit is vol van obskure beelde en taal. Daar is 'n magdom van verskillende opinies amper oor elke vers. Daar's 'n gearmdruk en 'n gefight oor dit alles. Grense tussen teologiese kampe word gevorm deur wat jou opinie is oor sekere gedeeltes in die boek van Openbaring. En dan is daar natuurlik 'n legio van dit was altyd erg nou met die internet, is daar 'n legio van weirdos daar buite met die absurdste van interpretasies kom en wat heeltyd vir jou en vir my probeer vertel hoe een of ander iets strange and wonderful besig is om te gebeur as ons maar net hulle interpretasie van die boek van Openbaring sou gehad het. Die boek Openbaring is die gunsteling speelveld vir cults en vir sektes daar buite. En gevolglik, gegee dit alles, is dit net makliker vir jou en my om te sê, kom ek los dit net, kom ek ignoreer dit net, kom ek vermy dit net. En vriendin, dit is presies wat die duiwel, die vyand wil hê. Dit is wat hy wil hê, want jy sien in die oorlog wil hy nie hê dat ek en jy moet die perspektief hê, sodat ons kan vasstaan, bemoedig kan wees en uiteindelik oorwinnaars in die stryd sal wees nie. En ons wil nie vir die duiwel hier by Ligpunt sy sin gee nie. En so hier is Openbaring nou. En so kyk saam met my daar, tel weer jou blaadjie of jou Bybel op. Ons gaan net kyk vanaand na die inleiding. Hoofstuk 1 vers 1 tot 8. En soos alle goeie inleidings is hierdie 'n goeie inleiding vir die boek Openbaring. En wat die inleiding doen, is hy tee vir jou en my die hele boek van Openbaring op. So dis wat enige goeie skrywer doen, is hy wil hê dat ons moenie verlore raak in sy storie. Dit maak nie saak hoe moeilik die storie mag wees nie. Hy maak seker dat in 'n inleiding gee vir ons daai riglyne sodat ek en jy kan weet wat aangaan. En dit is wat ons hierso het in die inleiding vers 1 tot 8. Wat Johannes hierso doen is hy beantwoord as dit ware 2 vrae. Daar's 2 vrae wat die teks amper forceer genootsaak ek en jy moet antwoord vir onsself, want dit is wat hy hier in sy inleiding aanraak. Die 2 vrae gaan wees, een is wel watter tipe van boek is hierdie wat ons in ons hande het, hierdie boek Openbaring, watter tipe van boek is dit, en dan tweedens, waaroor handel die boek of waaroor gaan die boek Openbaring? En dit is wat Johannes se burden is reg in die begin, want hy wil hê ons moet duidelik wees soos wat ons deur hierdie moeilike boek ons voete probeer vind. Okay, so ons gaan 'n klein bietjie meer tyd aan die eerste vraag spandeer, maar die klimaks eintlik kom in die tweede gedeelte. So eerste vraag dan, watter tipe van boek is die boek Openbaring? Vriende, ek dink een van die groot redes hoekom ek en jy so stoei met mekaar wanneer dit kom by die boek van Openbaring is omdat ons baie keer nie duidelik is oor watter
tipe van literatuur is hierdie boek nie. Nou ek wil nie uitgeek op julle vanaand nie, maar dit is nodig dink ek wanneer ons kom by die boek van Openbaring om dit so klein bietjie te doen. Dit is belangrik vriende, dit maak saak in hierdie lewe dat ek en jy weet, die woordjies of wat ook al die bladsy is wat ek en jy na kyk, watter tipe van literatuur is dit? Jy sien as jy kom na die wetgewing van Suid-Afrika, dit is literatuur, dis woorde op 'n bladsy. Okay, as jy gaan sê, hey, ek like dit om die wetgewing van die land 'n klein bietjie metafories te interpreteer. Ek gaan dit nie letterlik vat nie. Well, good luck with that. Jy kan dit doen, tronk is waarna jy gaan. Maar jy kan dieselfde doen dalk met 'n gedig of jy kan dieselfde doen met 'n liedjie wat vol beeldspraak, vol metafoor is. En dan as jy dit nie lees vir wat dit is nie en jy probeer alles net letterlik te interpreteer, well, good luck with that. Wat jy gaan hê is jy gaan uitmis op soveel van die magic wat in die gedig of in die liedjie is. En so is dit met die boek van Openbaring. Vriende, dit maak saak dat ek en jy verstaan wat is hierdie boek. En ek en jy hoef dit nie uit ons duime uit te suig nie. Johannes sê dit vir ons in die teks. Hy maak dit vir ons duidelik. Dat in die boek Openbaring vers 1 tot 8 maak dit vir ons duidelik dat die hele boek is eintlik 'n kombinasie van 3 forme, 3 tipes van literatuur. En ek wil dit onder ons aandag bring en dan net praat oor wat dit vir jou en vir my beteken. Die eerste is, en dit sal op die skerm wees, die boek Openbaring, vriende, is, groot woord, dit is apokaliptiese literatuur. Okay, daai is 'n groot woord, maar dit is letterlik die woordjie wat ons daai het in die begin. Dit is die woordjie revelation in die oorspronklike taal, of die woordjie openbaring in die oorspronklike taal. Die woordjie apokalipsis beteken letterlik unveiling. So dink oor jy is in jou kamer, en in jou kamer is daar gordyne, en jy gaan en jy trek die gordyne oop van daardie realiteit waarin jy jouself bevind, sodat jy 'n ander realiteit buite jou wêreld kan sien. En dit is wat die woordjie beteken, dit is wat die boek is. Die boek is God wat as dit ware die gordyne van hierdie wêreld wegtrek, sodat ek en jy die perspektief kan kry van die realiteit aan die ander kant, 'n hemelse perspektief. En soos wat ons daai hemelse perspektief kry met die gordyn wat weggetrek word, help dit jou en my om eintlik 'n beter aardse perspektief te kry. En dit is wat ek en jy nodig het om hier te begryp en te besef. Daar's 'n paar gedeeltes van boeke in die Ou Testament wat ook hierdie literatuurvorm is van apokaliptiese literatuur, 'n bietjie in Daniël, 'n bietjie in Esegiel, daar's 'n bietjie in Sagaria. Daar is ook 'n klomp ander boeke buite die Bybel, Joodse boeke van die 1ste eeu, wat ook hierdie tipe van skryfstyl gehad het. Dit is belangrik, want dit beteken ek en jy kan nie besluit, hoe lees ek hierdie boek nie? Nee, dis ouens wat 2000 jaar terug in hierdie manier, op hierdie reëls opgemaak het vir hoe hulle hierdie boek gelees het. En ons wil luister na hulle. Daar's 2 kenmerke oor dit vir hierdie tipe van boeke, soos die boek Openbaring. Die eerste kenmerk is dat dit fokus op die laaste dae, maar die laaste dae in die Bybel en in die Nuwe Testament verwys na die tyd wanneer God se koninkryk ingebring word. So die laaste dae het begin toe Jesus op aarde die eerste keer al ingekom het. Maar wat apokaliptiese literatuur ook op fokus, of verder 'n ander kenmerk is, dat in hierdie tipe van boeke, soos Openbaring, kommunikeer God, hierdie is baie belangrik, God kommunikeer waarhede by wyse van visioene. En visioene, vriende, is beelde. Visioene is prente. Visioene is simboliek. Dit word vir ons bevestig net daar in die gedeelte, daai woordjie in vers 1 waar Johannes sê hierdie dinge was made known to me. Daai woordjie letterlik is 'n woordjie wat net beteken to signify, om iets te simboliseer. Dit is ook hoekom die teks praat van dit word vir hom gewys. En reg deur die boek van Openbaring is daar hierdie visioene en dit is Jesus wat sê vir Johannes, laat ek vir jou wys, laat ek vir jou wys. Dit is prentjies, dit is beelde. Dit is simboliek, soos, net voorbeelde, die kerk gaan ons sien, word gesimboliseer as 'n kandelaar. Nie dat die kerk 'n kandelaar is nie, dit kommunikeer vir jou iets oor wat die kerk is. Jesus gaan gesimboliseer word as die lam,
of as die leeu. Jesus is nie regtig egtig 'n lam of 'n leeu nie. Dit is prentjies wat iets kommunikeer van wie Jesus is. Die duiwel gaan gesimboliseer word as 'n draak. Die wêreld, magte van hierdie wêreld gaan gesimboliseer word as 'n prostituut. Al hierdie technicolor prentjies vir jou en vir my. Dink saam met my vinnig aan kinders, aan kleuters. Okay, ek weet baie van julle hier het nog nie klein kiddies nie, maar julle sal hier onthou van julleself en julle het al almal klein kiddies gesien, kleuters. Een van die dinge van kleuters is dat hulle is baie groot op verbeelding, op imagination. Vir 'n kleuter is die wêreld vol van betowering en avontuur, waar enige iets moontlik is, en daar is monsters, en daar is gediertes, dalk net onder jou bed, verseker in jou linnekas. En kleuters is oortuig dat daar is helde, daar is 'n held, 'n ridder op 'n wit perd, wat kom om die draak te kom verslaan. Maar dan, as hulle hier by 5 of 6 raak het vir ons as groot mense so 'n bietjie annoying, en dan begin ons ouers doen dit in die wêreld om te doen dit met jong kinders en met kleuters. Ons vereis van hulle om groot te word. Ons wil hulle wakker skrik uit die sprokiesverhaal wat hulle van die wêreld maak. Ons sê vir hulle, hoor hierso, julle moet meer realisties wees. Hoor, hierdie is 'n fisiese wêreld, hierdie is 'n materiële wêreld. Hier moet jy jou eie fights fight. Niemand gaan vir jou opstaan nie. Jy het nodig om na jouself om te sien. En vriende, die boek van Openbaring is God wat vir jou en vir my sê nonsens. Ons is verkeerd. Die boek van Openbaring word geskryf aan jou en my in die taal van Jesus om jou en my te kry om weer soos kinders te glo. Hoor asseblief tog mooi, vriendin, soos jy vanaand hier so sit, meeste van ons hier. Ek wil so ver sê as jy 'n Afrikaner is, of jy Afrikaans is, of 'n Suid-Afrikaner is. Ek dink dit is waar van almal van ons. Ek en jy, vriende, ons benodig nie meer inligting nie. Ons het meer as genoeg inligting. Ek en jy benodig meer verbeelding. Openbaring is nie 'n boek wat vir jou en vir my eintlik enige nuwe inligting gee nie. Alles wat God in ons wil openbaar, het hy voor die boek van Openbaring reeds vir ons gesê, in die Ou Testament en in die res van die Nuwe Testament. Die dinge wat ons vind in Openbaring, gee nie vir jou en vir my nuwe inligting wat hy nie klaar vir ons in Jesus openbaar het nie. Maar wat dit doen is, dit gee dit vir ons op 'n nuwe manier. Dit gee vir ons dit van 'n ander hoek af. Daai selfde storie kom op, as dit ware deur ander sintuie, veral deur ons visie, by wyse van visioene, by wyse van beeldspraak, van prente, kom dit na jou en na my toe. Wat die boek van Openbaring wil doen, vriendin, dit is so sniffing salts. Ek weet nie of, ek sien dit net in movies. Jy weet, sniffing salts, iemand is uitgeslaan, en dan sit hulle iets so voor sy neus, en dan ruik hy nou, dan skrik hy soos wakker. Dit is wat die boek van Openbaring is. Die boek van Openbaring wil jou en my wakker maak. Want ek en jy lewe in 'n wêreld waar al die magic uit hierdie wêreld uitgehaal word. Waar alles is net die fisiese, alles is net dit wat ek en jy kan meet en kan observeer. En wat die boek van Openbaring wil doen is, dit wil vir ons sê is, word wakker, skrik wat wakker. Sien raak wat eintlik aan die gebeur is. Kom, sê God, kom ek vat die gordyne weg. Sodat jy werklik kan sien realiteit vir wat dit werklik is. Nie vir wat hierdie wêreld vir jou sê en wat jy dink nie. Maar gee vir jou die hemelse perspektief en dan ewe skielik. Dan begin jy sien wat eintlik in hierdie wêreld om jou aan die gang is. Verder, hierdie boek is profetiese literatuur. Sien jy daar in vers 3? Vers 3 sê Johannes dit vir ons, hy wil hê ons moet dit verstaan. Vers 3 sê hy, "Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy." Hy herhaal dit presies so in die laaste hoofstuk van die boek, in hoofstuk 22 gaan hy dit 'n paar keer, ek dink 3 keer maak hy die punt aan die einde van die boek, hierdie boek is profesie. En dit is belangrik dat ek en jy verstaan dat hierdie boek is profeties. En hierdie is hoekom dit belangrik is. Hoor mooi. Vriende, profesie of profetiese waarhede in die Bybel was altyd gebou op die storie van God se verhouding met Israel in die Ou Testament. Die Ou Testament profete het bloot net gegaan en God se mense met hulle gepraat en dinge aan hulle openbaar in die lig van God se storie met die volk Israel. En dan hulle natuurlik as die profete gekom, hulle het dan verder geprofeteer. En hierdie boek Openbaring is deel van daardie tradisie.
Hierdie is hoekom dit belangrik is vir jou en vir my. Vriende, wat dit vir jou en vir my sê, is dat ek en jy gaan nie die boek Openbaring verstaan as ons nie ons Ou Testamente ken nie. Ek wil so ver gaan om te sê, jy sal glad nie, of jy sal baie min, kom ek vat glad nie is so absoluut, jy sal baie min van die boek Openbaring kan reg interpreteer as jy nie vertroud is en iemand is wat jouself gee om die Ou Testament storie te verstaan nie. Alles is gebou daarop. Elke beeld, elke visioen se betekenis word op een of ander manier ergens gevind. En hierdie geskiedenis van God se verhouding met die volk Israel, die Ou Testament en die prentjietaal van hulle verhouding met hom wat ons daar vind. En ek en jy gaan dit sien soos wat ons selfs net deur die eerste 3 hoofstukke van Openbaring kom. Die tweede rede hoekom hierdie belangrik is vir jou om te besef dat hierdie is profetiese literatuur, is sodat ek en jy nie net wonderlike dinge sal leer in hierdie boek nie, maar dat ons sal reageer op dit wat ons hoor. Dit was die essensie van wat profete gedoen het. Profete het gekom met 'n openbaring van God, maar dan het hulle die God se mense geroep om in geloof en bekering hulle lewens letterlik in te rig in die lig van God se openbaring van homself. Dit is presies wat Johannes daar sê. Sien jy dit in vers 3? Vers 3 sê hy, "Blessed are those who hear and who keep what is written in this book, for the time is near." So terug by my gordyne illustrasie. As jy die gordyne by jou huis in die middel van die aand sou ooptrek en jy kyk buite jou venster en jy sien aan die buitekant daar in jou tuin is daar 'n dief wat in die nag aankom. En is dit in 'n mate wel great, okay, jy het hom nou gesien, maar in 'n mate help dit jou niks dat jy nou daai openbaring gehad en wat aan die ander kant van jou realiteit is, as jy nie iets daaraan gaan doen nie. Jy het nodig om te reageer daarop. Dit is wat die profete doen, dit is wat die boek van Openbaring vir jou en vir my wil kry om te doen. Die boek wil vir ons kry om ons lewens in te rig in die lig van realiteit, soos gedefinieer deur God. Vriende, wat help dit? Wat help dit jou en my as ons 'n klomp slim, clever, teologiese opinies en teorieë kan hê oor hierdie boek, en as ek en jy elke versie kan memoriseer uit ons kop, maar dit verander nie jou en my lewens nie. Die wonderlike nuus hier, kyk aan vers 3. Hierdie boek beloof aan ons seëning. Hierdie boek beloof aan jou en my die goeie lewe, blessing. As ek en jy maar net 'n mense sal wees wat God op sy woord vat en sê, Here, al is dit net vir 'n oomblik sien ek realiteit vir wat dit werklik is. Net vir 'n oomblik maak die sniffing salts my nigter. Ek gaan my lewe inrig. In die klein en die groot, ek gaan doen, Here, dit wat waar is, soos wat U dit sê. Blessing, seëning vir jou en vir my, die goeie lewe. Derdens, hierdie boek is 'n brief. Die boek is derdens 'n brief. Kyk ons saam met my in vers 4. Dit lees soos 'n brief. John, kyk saam in die teks, John, to the 7 churches that are in Asia, grace to you and peace. So dit begin soos enige brief met hierdie is die ou wat dit skryf, hierdie is aan die persoon aan wie dit geskryf word. Hoofstuk 2 en hoofstuk 3 is letterlik die 7 briewe vir die 7 kerke, en reg aan die einde, hoofstuk 22, die heel laaste versie, eindig soos wat briewe eindig. In hoofstuk 22 vers 21 sê Johannes, the grace of the Lord Jesus be with us all. Amen. En vriende, hierdie is hoekom dit belangrik is dat ek en jy, soos wat ons deur die boek Openbaring lees, heeltyd vir onsself sê, hoorie, hierdie is 'n brief. Hierdie is 'n brief, dit maak saak. Dit maak baie saak. Dit maak baie saak vir jou verhouding met die Here. Die rede hoekom dit belangrik is, wat dit vir ons sê, is dat die boek, as dit 'n brief is, beteken dit dat die boek Openbaring behoort pastoraal gelees te word. Hierdie is wat ek daarmee bedoel. 'n Brief, vriendin, is persoonlik. Dit is wat briewe is.
ek praat nou weer oor my laaitie Liam, ek het nou van die begin met hom gepraat weer 'n keer, maar hy was in die begin van die jaar met die hoërskool waar hy is, was hy vir 3 weke weg op 'n boskamp, en dit was nogals hardcore geweest, en een van die dinge wat hulle op die boskamp doen, is ons geen kommunikasie tussen hom en die ouers nie, wel ten minste, hy het nie 'n selfoon, mag nie 'n selfoon hê nie, ons mag nie hom bel nie, vir 3 weke nie, hy's in die middel van die bos, al wat ons mag doen, is ons mag 2 keer vir hom briewe skryf, hy mag 2 keer vir ons briewe skryf, dis al. En ek dink dit was 'n brilliant move van die skool gewees. Want julle sien, briewe is meer as enige ander vorm van kommunikasie in hierdie wêreld, so intiem. Meer as enige ander ding wat jy kan kommunikeer aan iemand, is 'n brief. Tip, ou vir 'n meisie, skryf vir haar 'n brief. Vrou vir jou man, ons hou ook van briewe. Skryf vir jou kinders briewe, skryf vir jou ouers briewe. Daar's iets aan briewe. Briewe is persoonlik. Briewe is intiem. En hier's die amazing ding. Vriende, God gee vir ons 'n brief. Hierdie boek is 'n brief vir jou en vir my. Hoor mooi, Openbaring is nie 'n teologiese blokkiesraaisel nie. Openbaring, die boek Openbaring is nie 'n geskiedkundige handboek nie. Die boek Openbaring is nie 'n eindtyd padkaart nie. Nee, dit is 'n liefdesbrief vanaf die lewende God aan jou en my persoonlik. Hy wil jou en my herinner op maniere dit vir ons kommunikeer wat ek en jy dalk nie altyd baie mooi hoor nie. Hy wil dit op visuele maniere, op 'n emosionele manier, 'n manier wat ons sintuie wakker maak. Wil God vir jou en vir my sê, hoorie, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Hy wil ons herinner aan hoe committed hy is teenoor ons en hy wil ons uitnooi om dan te midde van die stryd en die oorlog waarin ons osself bevind, wil hy ons uitnooi tot verhouding. Hy wil ons uitnooi om te vertrou in hom en hy wil ons uitnooi om getrou te bly aan hom. Jy gaan dit net onthou as jy na hierdie boek toe kom en onthou dit is 'n brief. Maar laastens hier, die feit dat dit 'n brief is, help jou en my ook om nie dit so persoonlik te maak dat ek en jy die boek narcissisties hanteer. Jy het al baie ouens gesien wat dit doen? Hulle lees die boek Openbaring met die koerant voor hulle. Asof vir 2000 jaar was hierdie woord nie 'n woord regtig vir iemand gewees nie, maar nou hier, kyk hierso wat hierdie is, hierdie woordjie en hierdie paragraaf in die koerant en die dots connect met daai een. Hierdie is presies nou. Hierdie is 'n woord wat die Here vir my gee en dit is net waar hier in my tyd en in my plek in 2023 in Pretoria. En ons wil nie hierdie boek so lees nie. Hierdie is 'n brief. En alhoewel dit 'n brief aan jou en my is, was dit nie oorspronklik vir jou en vir my geskryf nie. Hierdie brief was oorspronklik vir 'n ander 7 kerke geskryf. Ons gaan dit sien in volgende week se gedeelte. In hoofstuk 1 vers 11 gaan ons sien dat hierdie boek is geskryf vir 7 kerke in Klein-Asië. Ons gaan sien dat hulle was spesifiek in vervolging gewees. En dit gaan selfs duidelik wees in die teks hoekom hulle in vervolging was. Hulle was in vervolging want dit was min of meer in die einde van die 1ste eeu, min of meer 95 AD. Keiser Domitian was die keiser van die Romeinse Ryk op daardie stadium en hy het rondgegaan en hy het gesê, ek wat die keiser is, ek is die Here. Ek is die God en die koning van die wêreld. En meeste mense in die Romeinse Ryk het geluister vir hom, behalwe die Christene. Die Christene het gesê, nee, Jesus is die Here. En dit is, vriende, wat die boek vir jou en vir my gaan sê. Die boek van Openbaring gaan kommunikeer, het antwoord eintlik hierdie vraag, wie is die Here? Wie is eintlik die Here? Is dit keiser en almal wat in gesag en mag in hierdie wêreld is, soos die keisers van ouds? Of is dit Jesus? En dit is wat die boek oor gaan, en dit bring ons dan by my die tweede punt, wat korter gaan wees, maar hier wil ek hê, as ek jou nou verloor het, as dit vir jou 'n bietjie boring was tot en met nou, sit regop. Hierdie is belangrik. Tweede vraag wat Johannes hier antwoord is, hy gaan dan verder in die inleiding en hy beantwoord die vraag, waaroor handel die boek Openbaring? Hy sê dit vir ons en hierdie is nie kompleks nie. As die res van die goed vir jou so klein bietjie te tegnies was, hierdie is super eenvoudig. Kan dit in een woord sê.
Die boek gaan oor Jesus. Surprise, surprise. Die boek gaan oor Jesus. Kyk daar, kyk saam met my vers 1. Hierdie is die openbaring oor Jesus en oor Jesus as die Christus, oor Jesus as die koning. En wat baie belangrik is hierso, is dat ek en jy begryp dat Openbaring, veral vers 1 en vers 2, hierdie eerste 2 verse, is gebou op of het verwysing met 'n baie belangrike teksgedeelte in die Ou Testament. En dit gaan hier op die skerm wees. Sien raak saam met my hierso Daniël hoofstuk 2. Want Openbaring 1 is gebou op Daniël hoofstuk 2, as julle daar kan sien, nogals klein. Maar laat ek gou vinnig ons net herinner, Sondagskoollesie gou vinnig. Onthou julle Daniël 2 wat gebeur het? Koning Nebukadneser is op daardie stadium die koning van al die koninkryke as dit ware van die aarde. Hy is die main man en hy kry dan hierdie droom wat hom totaal en al uitfriek. Hy sien hierdie standbeeld wat gemaak is uit verskillende materiale en dan kom maar hierdie klein, dit lyk baie insignificant klippietjie en die hele standbeeld val en breek in krummels. Hy friek uit, niemand kan vir hom vertel wat sy droom is nie. Daniël kan dit, die woord openbaar. Daniël kom dan en hy verduidelik aan hom wat aangaan. En jy kan daarso sien, net daarso op die 2 gedeeltes langs mekaar, as jy na die color coding kyk, dis letterlik dieselfde woorde, die idee van God wat openbaar en dinge bekend maak, die wat vertel dit wat sal wees, beelde wat gesien word. Ons gedeelte kom uit Daniël hoofstuk 2 uit. En die klimaks wat Daniël sê vir koning Nebukadneser, kyk sommer op die volgende slide, is die woorde van Daniël 2 vers 44. Daniël sê vir hom, hierdie is die shot tussen die oë van Nebukadneser, and in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor shall the kingdom be left to another people. It shall break in pieces all these kingdoms and bring them to an end, and it shall stand. God's kingdom shall stand forever. Die punt is, vriende, van ons gedeelte in Openbaring hoofstuk 1, die punt wat gemaak word is, Jesus is die koning. Van Daniël 2 vers 44. Hy is God se koning wat in die laaste dae gekroon is. Jesus is daardie koning wat nooit van sy troon afgeskop sal word nie. Jesus is daardie koning wat elke ander koninkryk tot sy knieë sal bring. En dit is ook wat ons daarso sien in vers 2, as jy saam met my kyk, ons word gesê hierdie getuienis is oor Jesus en wat? Jesus as die Christus. Jesus as die koning. Ons sien dieselfde dan ook in die gedeelte oor die brief. En kyk saam met my na vers 4. Hierdie is baie belangrik. Vers 4 maak dit duidelik dat hierdie brief is genade en vrede vir jou vanaf God die Vader en van God die Seun af. God wat was en is en sal wees, is God die Vader. Die 7 geeste verwys na die Heilige Gees, een gees, maar wat teenwoordig is by die 7 kerke. Maar die klem hier vir jou en vir my is om te sê dat hierdie brief wat genade en vrede vir ons is vanaf Jesus af. En kyk hoe pragtig gee Johannes, hoe herinner Johannes vir jou en vir my dan aan wie hierdie Jesus is, wat hierdie Jesus gedoen het, die evangelie. Kyk saam met my op die skerm, hoor saam met my hierdie pragtige woorde van wat Jesus gedoen het. Hy, vers 5, hy is the firstborn of the dead. He is the ruler of all the kings on earth. En kan jy dit glo, die koning van alle konings, hy is lief vir ons. He who loves us and who has freed us from our sins by his blood, and who has made us a kingdom, priests of his God and his Father. And verse 7, behold, he the king is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on his account. Ek weet nie of julle enigstens Game of Thrones gekyk het nie, ek het nie. Ek het nie Game of Thrones gekyk nie, maar die titel kommunikeer genoeg. Wat die Game of Thrones storie oor gaan, is jy het al hierdie koninkryke en al hierdie
as dit ware aanspraakmakers, hierdie ouens wat wil try en fight, almal wil op die troon sit, almal wil koning wees. Maar dis 'n game, want jy weet nie eintlik wie gaan regtig koning wees, wie gaan op die einde die een op die troon sit. Maar vriendin, dit is nie hoe dit werk in die regte wêreld nie. Dit is die hele punt van die boek Openbaring. Wanneer dit kom in die regte wêreld, is daar nie 'n Game of Thrones nie. Dit is baie duidelik wie sit op die troon. En sy naam is Jesus. Hy is die koning. Kyk weer dan na vers 5 tot 7. Dis in die verlede, dit is in die hede, dit is in die toekoms. Hierdie werk van die koning. Die punt van die boek Openbaring is, Jesus is 'n koning wat in die verlede reeds die oorwinning behaal het. Hy het dit gedoen deur sy lewe, deur sy dood aan die kruis, deur sy opstanding. Jesus is 'n koning wat hier in die hede nou reeds op die troon sit. Daar's niemand anders op die troon nie, hy regeer, hy call die shots. Jesus is 'n koning wat in die toekoms gaan terugkom. En wanneer hy gaan terugkom, man, dit is slegte nuus. As jy iemand is wat rebelleer teen die ware koning. Dit is die punt van die boek. Dit is die hele storie van die boek Openbaring. Dit is wat ons gaan sien in hoofstuk 2 en hoofstuk 3 aan die 7 kerke. Jesus gaan ons as die kerk herinner. Ek is die koning, die een wat gewen het, wat besig is om te wen en wat gaan wen. En vriende, dit is die punt van al die visioene hierna in die boek. Dit alles kommunikeer dieselfde storie. Het sê vir jou en vir my, Jesus het getriomfeer. Jesus is besig om te triomfeer. Jesus sal uiteindelik triomfeer. En so, kerk, gelowige in die midde van die stryd, bly vertrou op hom. Wees getrou aan hom. En so ek sluit af. Ek sluit hiermee af. Ek wil afsluit vanaand, vriende, met 'n uitnodiging, opnuut, 'n uitnodiging aan elkeen van ons vanaand hierso. Kan ek jou asseblief uitnooi soos jy hier vanaand sit? Kom ek en jy erken Jesus as die koning. Kom ons doen dit met ons koppe. Meer as dit, kom ons doen dit met ons harte. Nog meer as dit. Kom ons doen dit met ons hande en ons voete, met ons ganse lewens. Kom ek en jy doen dit wat koning Nebukadneser gedoen het. In Daniël 2 het hierdie beeld waartoe hy hoor van God se koning wat vir ewig gaan reageer, toe val hy neer in aanbidding. En hy bring offergawes. Kom ek en jy gee ons lewens as 'n heilige offer aan die koning wat alles verdien. Kan ek jou uitnooi om dit te doen? Indien jy vanaand hier so sit en jy sê, nee, ek sien dit nie. Jammer, maar ek sien dit nie. Ek sien net nie dat Jesus genuine die koning van alle konings en die koning van die wêreld en my koning behoort te wees nie. As dit jy is, kan ek jou asseblief waarsku. Dit mag dalk wees dat jy sê nou, ek sien dit nie. Kan ek jou uitnooi, kom terug vir die res van die reeks en gaan kom vir die res van die reeks ook in die oggenddiens. Want dit is die punt van die boek. Die boek is 'n openbaring. Die boek wil jou en my help om te kan sien vir ons wat sukkel om te sien. So ek wil jou uitnooi, kom saam. Maar kan ek jou waarsku dat as jy gaan aanhou dom speel, sê die gedeelte vir ons, dis wat vers 7 sê, is daar gaan 'n dag kom wat almal vir koning Jesus in lewende lywe gaan sien. Daai dag is daar geen meer simboliek nodig nie. Geen meer prentjietaal nie, want die koning gaan in lewende lywe voor ons staan. En daardie dag is dit slegte nuus. As jy iemand is wat aan die verkeerde kant van die lyn en nie in sy koninkryk was nie, ek wil jou uitnooi, wees wys. Maak soos Nebukadneser, buig nou voor die koning. Oorhandig jou lewe in totaliteit aan hom. Maar indien jy hier so sit en jy sê, ja Poen, Jesus is my koning. Nie perfek nie, want niemand van ons nail dit nie, maar Jesus is my koning. Ek vertrou op hom. Kan ek jou dan bemoedig, soos wat ek afsluit? Kan ek vir jou sê, jy gaan okay wees. Jy gaan fine wees. Jy gaan alright wees. Die lewe is moeilik. Ek en jy vind onsself in 'n stryd en dit is baie kere baie moeilik. Maar ontvang dit opnuut weer vanaand. Die een aan wie jy jou lewe toe vertrou het, is die koning van alle konings. Hy is die heerser van alle heersers.
Jesus het alles gedoen om met alles wat sleg is, al die monsters en al die gediertes van jou verlede, het die ridder op die wit perd wat actually uit boek Openbaring 19 uitkom, hy het daarmee gedeel. Alles in die verlede het hy mee gedeel. Alles wat in die hede moeilik is, kan jy weet, jou koning sit op die troon. He's got you. Jy gaan okay wees. Dit maak nie saak hoe erg dit is nie. Hy bly nog steeds op die troon. En hy kom terug. Hy kom terug en wanneer hy terugkom, eindig dit soos 'n sprokiesverhaal. Dit gaan goed eindig vir jou. Dit gaan goed wees. So kan ek ons aanspoor. Kom ons kom na hierdie Jesus toe. Kom ons vertrou op hierdie Jesus vanaand op net. Kom ons wees getrou in hierdie Jesus op net. Kom ek bid vir ons saam. Ag Hemelse Vader, ek bid vir elkeen van ons hierso, vir ons wat dronk en sonder perspektief op die beste van tye deur hierdie lewe gaan. Ag Here, sal U dit wat U deur die Gees reeds al net vir 'n klein bietjie vanaand gedoen het, maar ons nigter te maak. Here, sal U aanhou om U self aan ons te openbaar en spesifiek U seun as die koning van alle konings vir ons te openbaar. Ek bid vir elkeen hier, Here, dat ons mense sal wees wat selfs nou opnuut, dalk vir die eerste keer, dalk vir die 1000ste keer, kom neerval voor die koning. Nie net met sang nie, maar ons lewens in offergawe en aanbidding vir hom gee. Here, sal U ons help, want ons is swak en die oorlog is swaar. Sal U ons deur U Gees help om in ons koning Jesus te bly vertrou. Sal U ons deur die Gees bekragtig om getrou te bly aan die koning, tot daardie dag wat hy gaan terugkom en ons saam met hom gaan wees, happily ever after. Ons bid dit in sy goeie naam. Amen.